Goeiemôre. Vir almal wat nuut is hierso, dit is lekker dat julle nuut is hier. Ek weet nie waaroor hulle praat en hoekom hulle so baie faf maak nie. Dis regtig nie so erg as ek breek nie. Maar dit is verskriklik lekker vir my om vandag hier by julle weer te kan kuier en dit is lekker om al die ou bekende gesigte te sien en so geliefd te voel en welkom te voel deur hier te wees. En al die nuwe gesigte dis regtig awesome om te sien hoeveel nuwe mense hier ook is wat deel is van die kampus en as ek vir jou vreemd lyk, dis heeltemal oukei. Ek het laas jaar, ek was deel van Rodevallei se planting gewees van 2022 af September tot en met laas jaar Desember toe en ek is van Januarie af as ek deel van die Moot kampus. So die van julle wat omgee, dit gaan goed met ons en met ons 3 kriele, met Adel en David is al 'n bees, maar hy nie 'n regte bees nie, ons is ons kind, ek besef hier's nuwe mense, ons het regtig 'n kind met die naam David en hy is 3 jaar oud, so al die ouers wat weet hoe dit is om 'n kind te hê wat 3 jaar oud is, bid vir ons. Net omdat ons voltyds in die bediening is, beteken nie jou kind is makliker noodwendig nie. Miskien eendag, ek weet nie, ons sal sien. Maar nee, so dit gaan regtig baie goed met ons en ons skakel lekker by Moot Campus in en ons is nog besig om lekker die mense daar te leer ken en deel te raak van die community daar. Maar dis net sommer so 'n bietjie terugvoer van ons kant af. Ek kuier vandag saam met julle binne-in, dis eintlik nie 'n reeks nie. Dis eintlik 'n los temaatjie wat ons so 'n bietjie gesels, maar hy koppel eintlik lekker aan die gedagte wat jy die laaste paar weke eintlik oor gesels en dit gaan eintlik maar so 'n bietjie oor die gedagte van disippelskap, maar ek wil spesifiek vandag met jou gesels oor die idee van nog eenetjie. En dis nou weet ek, nou is die vraag, waaraan dink jy as ek sê nog eenetjie? Met Aisha, né? So dit was die doel gewees, maar nou weet ek jy gaan dit nie vergeet nie. As iemand vir jou vra waaroor het julle gekuier vandag, dan gaan julle sê ons het gekuier oor nog eenetjie. En dan gaan hulle geïnteresseerd wees en wonder nou hoe praat julle nou oor klipdrif? Ek weet dit net want ek het die video gaan kyk gisteraand weer. Andersins okay. Anyway, so ek wil jou 'n vraag vra. As jy moet terugdink aan toe jy tot bekering gekom het, wat kan jy onthou van daardie seisoen van jou lewe? So as jy spesifiek moet kyk aan die seisoen, miskien was dit vir jou 'n enkele oomblik, 'n dag wat jy onthou, jy was in die kerk gewees, dis altyd daai ding wat die ouens sê, jy het gebewe en gebewe soos voor 'n eerste span rugby game, jy weet, en daar het gevoel of die warmte is hier onder jou boude en toe die dominee of die pastoor daar voor vir jou sê, wie van julle wil jy hart vir die Here gee, toe voel jy net, ek kan nie anders as om op te staan en deel te neem aan dit nie. Wie van julle se dag het so gelyk? Kan ek gou sien, nou net, okay, wie van julle het tot bekering gekom in jou lewe al? Kan ons, alright, party van julle, beautiful, alright, so hier is nog 'n bietjie werk. Maar as jy moet terugdink, ek besef dit is dalk lank terug vir jou en jy kan nie verstaan nie of jy kan nie onthou nie. Miskien wie van julle het groot geword in 'n huis waar dis net soos Henning, vandat ek kan onthou as 'n kind het ons die Here gedien in ons huis. Kan ek gou vinnig sien? Okay. Ek dink die realiteit is vir baie van ons, as ek terugdink oor my eie lewe, dan besef ek dat my storie was dieselfde. Ons was baie betrokke geweest by die kerk. My pa was gaan nou die woord onthou, is dit 'n diaken? Is dit die ding? Alright. So hy was daar, so ek onthou net die benefits na die tyd was nagmaal Sondag, baie broodjies en nagmaal druiwesap wat ons kon gedrink het as hulle geldjies tel. Maar my pa was betrokke geweest by die kerk en dan het ons groot geword in 'n huis wat die Here dien. So ons het geweet elke Sondag gaan die kerk toe en ek weet nie of jy miskien nog kan onthou nie, maar het julle toe jy groot geword het, was daar daagliks 'n tyd gewees wat jou ouers tyd uitgekoop het om ieder 'n dagstukkie te lees of julle as gesin voor skool dalk op die bed te gaan sit en saam lees julle dagstukkie en dan bid julle. Enige iemand wat iets soos dit kan onthou? Okay, enige iemand wat dit nou nog doen? Okay, maar nou besef ek dis 'n moeilike vraag om te vra want dan as jy nie jou hand opsteek nie dan voel jy miskien skuldig. Dis nie die bedoeling nie. En hierdie week vra iemand my net hierdie vraag. Hulle soos Henning, hoe het dit by julle huis gewerk? Het julle so groot geword? En ek besef toe dat my ma het eintlik hierdie habit ingewerk in ons elke dag in om te sê maar voordat die dag begin in die sin van as ons klaar aangetrek is en ons is reg om skool toe te gaan, dan my ma gesê, "Alraai, kom op die bed," en dan ons al 3 seuns saam met haar en partykeer was my pa toe nog by die huis gewees, dan het ons saam gesit en ons het 'n dagstuk
stukkie gelees en bietjie saam gebid en dan het ons skool toe gery. So ek het groot geword in 'n huis waar ons die Here dien. Maar dit het nie noodwendig beteken dat my lewe gelyk het soos iemand wat die Here dien nie. Enige iemand wat kan vergelyk daarmee. Alright. En ek onthou hier die jaar 2008 is ons genooi om Doxodeo Noordkampus 'n diens te gaan bywoon in die oggenddiens. En hoor mooi, dit gaan nie oor Doxa nie, dit gaan oor wat met my gebeur het. En ek onthou, ek en Adelle die oggenddiens toe gegaan, en ek sê toe vir haar, hoorie, kom ons gaan die aand toe kerk toe, en ons gedaag toe die aand op vir tydens die aand, en ek onthou hierdie man met die naam Milo. Onthou jy vir Milo, hè? Milo was soos die real life Matrix. Neo, Keanu Reeves. En wat ek daarmee bedoel is hy was fully gekleed in swart, met sulke swart lang bootse, en dan het hy so swart leer jas gehad. Onthou jy dit? Nou dit is die jaar 2000, so as ek vinnig moet tel, is lang terug. Nee, 2008, nie die jaar 2000 nie, maar dis 'n paar jaar terug, 16 jaar terug, plus minus. Ek onthou dit tot vandag toe. Want Milo het my en Adele die oggend, het hy gesien ons is daar en ons was niet. En hy sê, hoor, julle lyk vir my niet. Baie welkom. En hy groet ons en hy vra wie ons is en ons stel onsself voor en ons is in die kerk in. En toe ons die aand by die kerk weer opdaag, toe sê hy, hey, Henning en Adele, julle is weer terug vanaand. Woe! Ek wil nie sê dat Milo het gemaak dat ek weer terug gaan kerk toe nie. Maar Milo het verseker 'n rol gespeel. En daai dag het ek iets geleer van die gewoonte of die krag wat daar kan lê binne die een. Die krag wat daar kan wees binne 'n eenvoudige taakie soos om voor by die deur te staan en iemand te groet as hulle by die kerk opdaag. En nie noodwendig vir hulle te sê, "Jesus, maar ons het jou lanklaas hier gesien nie." Maar ons like dit om dit te doen want ons is Suid-Afrikaners en ons voel maklik as ons grappies maak met mense, né? Ons voel beter. So kom jy 'n preek begin met nog een netjie. Maar daar's iets binne in daardie realiteit van ons wat met mense connect op 'n Sondag en mense tuis voel of mense laat welkom voel of mense laat voel ek's deel van iets spesifieks wat gebeur. Maar in daardie seisoen het ek iets kom leer oor wat die waarheid is van wie Christus is en wat hy met my en vir my kom doen het. Dat iets van 'n lewensverandering gebring en wanneer ek terugdink aan my lewe en ek dink terug aan my bekering, dan sien ek my eie lewe amper soos iets soos 'n pendulum en ek het 'n foto opgesit vir ingeval, meeste van julle weet hoe lyk 'n pendulum, maar my lewe was so half soos 'n pendulum. En as ek dit daarna verwys, bedoel ek nie noodwendig dat hy heen en weer geswaai het nie, maar eintlik is dit ook die realiteit, want as ek by die universiteit was ek die een soort Henning en daai soort Henning was nie noodwendig so welkom as ek by die kerk was nie. En as ek by die kerk was, dan was daai soort Henning nie noodwendig so aanvaarbaar as hy by die universiteit was nie. Enige iemand wat kan terugkyk en sê, "Jesus Henning, dit was so gewees." Alright. En hoe ek daarna kyk in my eie lewe, as ek dink aan die gedagte van die pendulum, dan besef ek dat aan die een kant hang jou pendulum ver links en wanneer hy ver links hang, dan sit amper daai ding voordat jy tot bekering kom. En as ek sê tot bekering kom, wil ek amper praat van ordentlik tot bekering kom. So ek praat nie van die dag wat jy net jou hand opgesteek het en vorentoe gestap het en uitgekniel het nie. Ek praat van as jy moet terugdink in jou lewe, in 'n seisoen in jou lewe waar jy verstaan, jy's weet jy wat, daar het ek anders begin leef in die sin van die volheid van die evangelie het my hart gegryp en dat lewensverandering plaasgevind. Dis die vraag wat ek jou vra. Waar in jou lewe het dit wat jy glo jou lewe getransformeer? That's the question. Want anders is dit vir meeste van ons so, dat dis soos wat jy gedink het aan jou kinderdae. Jy het die Here gedien, maar die Here was net situational geweest. Die Here was net daar op 'n Sondag of op 'n skooldag vinnig gou voor die tyd op mamma se bed terwyl ons 'n dagstukkie lees. Maar ergens gebeur daar hierdie oomblik in jou lewe wat jou pendulum swaai. Dis waar daar ordentlike bekering plaasvind. Dis waar ek love die Engelse woord, ekskuus Pieter, wat sê your heart is arrested. Jou hart word vasgevang deur wie Christus is en wat hy gedoen het. Dis onmoontlik vir jou
om aan te hou leef soos wat jy leef. Dis onmoontlik. Maar wat dan gebeur is waar jy hierdie ver links gehang het, waar jy's hierdie lou of hierdie koue gelowige, jy's koud in geloof, jy's wêrelds gefokus en jy kry die Here half net nou en dan bietjie in drips en drabs, dan gebeur die volgende, daai pendulum swaai woep ver na die regterkant toe. En ewe skielik is jy heavy op sonde gefokus en jy's heavy gefokus om alles reg te doen en draai of braai, want nou het jy hierdie evangelie gekry en nou wil jy sommer almal evangeliseer en dan voel dit vir jou dis daai Bible bashing ding van jy tel die Bybel op en jy klap hom oor die kop en dan soos wat hy val dan lê hy die Bybel neer laat hy daarom met saggies gaan lê. Jy weet, so daar's iets wat in jou gebeur van jy's so convicted oor hierdie realiteit dat ewe skielik moet almal nou net ja sê en jou approach tot hierdie ding is van so 'n aard dat jy eintlik mense afskrik. Dis daai ding van jy's ewe skielik hierdie weird ou. Hierdie nou kan jy niks meer wêrelds doen nie. Dis jou fokus. Jy's soos nou mag ek glad nie meer partytjies toe gaan nie want daar's alkohol en nou mag ek glad nie meer hierdie doen nie. So jy's heavy wetties, heavy self-righteous in die sin van ewe skielik dink jy okay, ek het Jesus aanvaar en sy werke het my vrygemaak, maar nou ewe skielik dink jy jou werke gaan jou heilig hou. Okay, dit was dalk net ek. En dan vir my is daar hierdie oomblik in jou lewe waar volwassenheid inskop. Volwassenheid in die geloof. En dan gaan hang daai pendulum so mooi in die middel, waar hy in statiese rus is. Waar die pendulum daar hang en ewe skielik is daar 'n besefenis wat waar word in jou hart. Waar jy op 'n plek kom waar jy verstaan, maar my openbaring van wie Christus is en wat hy gedoen het, net soos wat dit die waarheid is oor my lewe, is dit die waarheid oor elke liewe persoon met wie ek te doen het. Sien, ons dink partykeer dat die evangelie is eers 'n realiteit in iemand se lewe wanneer hulle ja sê vir God. Maar die waarheid van die saak is dat dit wat Christus gedoen het, was daar gewees en is daar vir almal. En die grootste challenge vir my en jou partykeer in ons lewe is my en jou perspektief oor hoe ons met mense werk. Wanneer ek en jy met mense werk, is ons ongelukkig en ek sê ons want ek doen dit partykeer nog steeds en dan moet ek besef, Wending, wow, jy tree nie nou reg op nie, maar ons kyk na mense vir die face value, ons kyk na hulle vir hoe hulle optree en wat hulle doen en dan eintlik ons wil nie die woordjie judge gebruik nie, maar tog is dit wat ons doen want ons bly ook mens, maar ons kyk na mense en dan tog deel ons 'n judgement uit en Jesus, ek gaan nie eens met hierdie ou praat nie want hy gaan nie wil hoor nie. Of nee, ek help nie as ek praat met hierdie ou nie, want hy is so ver verlore, kom ons los dit net eerder. Maar iets gebeur in my en jou hart, wanneer ons die volheid van die evangelie hoor. Die oomblik wanneer hy my hart gryp, en my lewe lyk net nie meer dieselfde nie, en is nie ek wat dit probeer doen nie, dis 'n natuurlike uitvloeisel. Daar's iets wat gebeur in daardie oomblik, wat ek ewe skielik sê, luister jy, ek kan nie help, as om vir iemand te gaan vertel, hoorie, weet jy wie jy werklik is? Want dit word my nuwe perspektief. Ons sien dit in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15 en ek weet Martha het so vinnig ook daarna verwys in haar preek 2 weke terug. Die liefde van Christus dring ons, kom Paulus en hy sê. Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons geoordeel het dat een vir almal gesterf het, glo ons dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. Hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ek wonder of ek jou kan vra vanoggend, dryf en dring die liefde van Christus jou? En hoor mooi, as ek die vraag vra, bedoel ek nie, luister, is jy besig om tot die uithoeke van die wêreld te gaan met uitreike nie? Die liefde van Christus dring jou, deur wanneer iemand op jou toon trap, jy nie jou meer te verloor en vir hom te sê jou aap nie. Die liefde van Christus dring jou, dat wanneer jy in die kantoor instap en hierdie ou het alweer vir die 2de dag nie sy werk gedoen nie, gaan nie na hom toe en al het hy die volle reg om op sy kop te slaan nie. Jy het hom gesien dan, hè?
loop jy na hom toe en in plaas van dat jy sommer net judgment uitdeel en sommer net, jy weet, net begin sê, luister, wat is fout met jou en hoekom kan jy jou werk doen nie? Wat die liefde van Christus sê dat jy verstaan dat hier is nog steeds God se kind en jy stap na hom toe en sê vir hom, luister jou wil, dis nou al 2 dae. Is daar iets fout? Moet ek jou help? Die liefde van Christus maak dat ek en jy anders optree in ons lewe as wat die wêreld sal sê jy geregtig is in daardie oomblik om op te tree. Die liefde van Christus vat jou na 'n plek toe waar jy sê dat hoe ek met mense werk is ek lewe 'n lewe van opoffering. Ek lewe 'n lewe van me second, not me first. Dis wat die liefde van Christus beteken, want dis iets wat Paulus hulle gesnap het. Paulus hulle het verstaan dat die oomblik toe hulle die openbaring kry van wie Christus is en wat hy kom doen het dit hulle lewe so getransformeer en hulle so verstaan dat dit die waarheid is oor elke liewe persoon met wie hulle te doen het, dat hulle gesê het, ons kan nie help nie. Al martel hulle ons, al gooi hulle ons met klippe, al is hulle besig om vir ons te tuister, ons kan nie help as om na die plekke toe te stap en vir mense te vertel van wie Christus is en die liefde wat hy vir hulle het nie. Dit is vir hulle onmoontlik om dit nie te doen nie. Matteus 28 ken ons baie goed. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het vir my die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan en maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Daar's 'n groot verwagting wat die Here op my en jou sit. Ouens, die Great Commission het nog nooit verander nie. Preke is daar 10.000e van, maar die eenvoud van die saak is nog steeds dat God roep my en jou om uit te gaan en mense te gaan help verstaan wat die waarheid oor hulle lewe. En binne Doxodeo se konteks weet jy dat ons fokus is nie noodwendig buite lande nie. Ons sê jou bedieningsveld is jou stad. Dis hierdie stad. Jou bedieningsveld is jou huis, jou bedieningsveld is jou werksplek, jou bedieningsveld is soms jou familie. Want jy kan hulle nie kies nie. So dis waartoe die Here jou roep. Jy het dalk 'n boetie of jy het dalk 'n sussie of jy het dalk 'n swaar of 'n skoonsis of 'n ding wat jy moet loop help. Want hulle sukkel. Hulle het nog nie die volheid verstaan of gehoor van wie Christus is nie. Maar vir een of ander rede sukkel ons as mens soms om met mense te praat oor die Here. En ek wonder as ek vanoggend vir jou 'n papier moes gegee het en 'n pen en ek het vir jou gevra, skryf bietjie neer, wat is jou oortuiging oor hoekom dien jy die Here? Wat sou jy neergeskryf het? Pause for dramatic effect. Dis 'n challenging vraag, ek is eerlik met julle, dis 'n challenging vraag. Wat sou jy neergeskryf het oor hoekom jy die Here dien? Want vir een of ander rede is dit vir ons moeilik soms om met mense te praat oor die Here. Hoekom? 'n Pel van my het in Amerika gaan werk en hy het 'n man wat saam met hom daar gewerk het. Ek kan nie onthou wat die ou se naam is nie, maar as die ou sukkel met 'n ding dan skree hy so, Hoekom? Sukkel ons so om met die mense te praat oor die Here? Hoekom is dit vir ons so difficult partykeer? Hoekom is dit vir ons so moeilik? Is dit dalk dat ek en jy dit so massive in ons kop maak en dink, "Jesus, maar chom, ek moet nou hier 'n traktaat of 'n ding hier uit my broeksak uithaal en ek moet nou stap vir stap vir jou alles verduidelik en ek moet nou presies sê." En is dit dalk miskien omdat ons die verwagting op onsself sit om te sê dat dis my verantwoordelikheid om hierdie ou te kry tot waar hy ja sê vir die Here? Of verstaan ons dat die Here my en jou roep in 'n proses en om te sê jou verantwoordelikheid is miskien net die eerste stap. Net die eerste stap. Ek onthou so 'n paar jaar terug, 2016, gaan ons op 17, gaan ons op 'n uitreik Thailand toe. En 'n amazing experience gewees om saam met Denk en Zelda hulle dit te gaan aanpak. Regtig amazing. En die taalbarrier is klink omtrent so. It is difficult, dis moeilik. Maar nou gaan ons die geleentheid kry om evangelisasie te doen in die proper term wat evangelisasie is. Ons gaan campus evangelisasie doen. So ons loop daar in die campuses by die studente in en dan het jy 'n tolk wat saam met jou gaan, 'n Thailander. Dink nie Taiwan nie, Thailand mannetjie. Alright.
daai ene, en nou loop hy saam met jou, maar nou, vir een of ander rede, almal van hulle almal as jy vir hulle vra wat Swat, dan sê hulle English major, maar dan is daar 'n massive Engelse barrier tussen julle twee. So daai lost in translation is 'n realiteit. Jy praat met hom in Engels en hy vertaal en jy hoop maar hy sê wat jy gesê het. Maar nou loop die pastoor daarin en nou dink hy, my maat, hier gaan nou 'n klomp ouens tot bekering kom. Want is ons nou die pastoor wat gaan evangeliseer. Jy verstaan? Tot my verbasing. Sit jy daar en ek besef toe, liewe Christus, this is not working. Hierdie ding werk nie, want ek besef toe, ek wil vir hierdie ouens hierdie massive evangelie kom verkondig oor hoe ek dit sien en is uit my perspektief uit oor hoe ek na hierdie ding kyk en elke keer aan die einde van die sessie wat jy nou het en dan vra jy nou vir die persoon, hoorie, wil jy jou hart vir die Here gee dan? Nee. So dis nogals, verstaan julle net my pyn en my trauma wat ek beleef het daar. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ou Koert wat saam met ons gegaan het, 'n young adult by Kameeldrift Campus. Hy kom saam en hy sê daai hele 2 weke wat ons besig is, hy sê niks. Hy stap net saam met my in 'n tolk en dan sit hy net daar en dan luister hy maar net wat gesê word en dan staan ons weer op en dan loop ons. Koert praat nie 'n woord nie. En die een dag kom ons by iemand uit en ek sê vir hom, Koert, vandag is die dag, chomma, dis jou beurt. Yes, en hy wik en weeg en hy wil nie. Ek sê, hier, blaadjie, vat hom. Hulle het so 'n papiertjie wat jy gebruik om nou te evangeliseer. Wat werk vir hulle kultuur. En ek lieg nie vir julle nie, Koert maak die blaadjie oop, dan lees hy die eerste bladsy se Engels, en dan kyk hy vir die tolk, en dan vertel die tolk nou vir hom dit nou in Thai. Daai ding, alright, nee? En dan lees Koert die volgende blaadjie in Engels, en dan vertel die ou dit nou in Thai, dan lees Koert die, en ek sit daar en ek dink, ag nee, kom aan ou, waar is die passie, waar is die vuur, jy weet, sit bietjie woordjies by. Toe hulle klaar is, toe vra Koert, so wil jou hart vir die Here gee, en die tolk vra vir hom en die ou, soos ja. En ek is soos, ag okay Here, is reg, fyn, los dit. Maar ek dink partykeer vir ons, as ons dink aan evangelisasie, dan maak ons dit so verskriklik moeilik. Ons oorkompliseer dit vir onsself, ons maak dit erg, en ek dink wat ek en jy net moet verstaan is dat die een is vir God belangrik. Die een. Tanya het 2 weke terug het sy haar testimony so vinnig aan die einde gedeel tydens die worship, wat sy gesê het, ouens, as daar net daai een vrou was wat met my gepraat het nie, sou ek nie hier gestaan het vandag nie. My vraag vir jou is, as jy moet terugdink in jou lewe, wie was daai een wat jou hulle een gemaak het? Wie was daai mense wat jou hulle een gemaak het? En as jy moet terugdink in jou lewe en jy dink aan 'n tyd waar jy regtig waar in iemand die liefde van Christus beleef het, waar jy geweet het, jy was in jouself so oortuig van jou tekortkominge en jou seer en jou pyn en jou sonde, maar daai persoon het geen judgment teenoor jou gehad nie, daai persoon het glad nie op 'n snaakse manier met jou gewerk nie, hulle het jou totaal en al aanvaar en jy het net hierdie oorweldigende belewenis van liefde ervaar van hierdie persoon af. Wie was daai een? Ek wonder of die Here nie vir jou vra nog eenetjie. Maar nou is die vraag, as die Great Commission dieselfde bly, hoe ver trek ons as Rodevallei Campus met dit? Hoe ver trek ons met die realiteit om te sê, yes Here, nog eenetjie? Daar's amazing stories en dis maklik om met 'n boodskap soos vandag te praat oor die verlore seun en die verlore muntstuk en die verlore skaap en ons almal ken daai stories, maar hoor net gou vinnig 'n paar gedeeltes. Jesus, Jairus en die vrou in Lukas 8 vinnig op die skerm vir julle gesit. By sy terugkeer het die skares mense met oop arms ontvang omdat hulle vir hom gewag het. 'n man met die naam Jairus, 'n leier van 'n plaaslike sinagoge het gekom en voor Jesus se voete neergeval en hom gesoebat om saam met hom na sy huis toe te gaan. Sy enigste kind, 'n dogter van 12, was sterwend.
Terwyl Jesus saam met hom gegaan het. So hier kom Jairus, hy soos Here Jesus, asseblief. Ek weet jy het die vermoë om my dogter te genees, jy het die vermoë om my dogter gesond te maak. Kom asseblief saam met my. Wat doen Jesus? Hy sê ja, okay, dis wat hy gesê het. Daar gaan hy. Terwyl Jesus saam met hom gegaan het, sorry, dit was 'n moeilike vraag. Is hy deur skares omring? Daar was 'n vrou in die skare wat 12 jaar lank aan kroniese bloeding gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters bestee, maar kon nie genees word nie. Vers 44. Sy het van agter na Jesus gekom en die soem van sy kleed aangeraak. En hoor wat sê die woord, onmiddellik het die bloeding gestop. Jesus stop, hy sê, wie het my aangeraak? En dan dink ek, wie sou nou nie aan jou geraak het nie? Want hy is mos nou omval met hoe baie mense wat om hom is. Almal is besig om aan hom te vat. Maar in daardie oomblik, toe hierdie persoon wat kronies siek was, wat opgedaag het met hierdie groot stuk geloof in haar, dat as ek maar net aan sy soem kan raak, dan gaan ek genees word. Onmiddellik in daardie oomblik gebeur dit, en Jesus sê, wie het my aangeraak? Almal het dit ontken. En Petrus het gesê, meneer, die hele skare stoot en druk voortdurend teen u. Maar Jesus het vir hom gesê, nee, iemand het my opsetlik aangeraak. Want ek het die genesende krag uit my voel vloei. Jy sien, in hierdie oomblik waar Jesus op pad was na Jairus toe, hy het 'n doel gehad waartoe hy moes gegaan het, hy moes nou gegaan het om Jairus te help om sy dogter lewend te maak, of nie lewend te maak nie, net te genees. Sy is op daai stadium toe nou natuurlik nog nie gesterf nie. In daardie oomblik was die een vir hom belangrik. In daardie oomblik stop hy en hy sê, wow, kom ons hoor gou-gou, wie's jy? Wat is die storie? Nou ons weet, hy weet dit klaar, maar dis maar hoe met ons ook is, hy wil hê ons moet met hom engage. Toe die vrou besef dat Jesus weet, hy het sy begin bewe en op haar knieë voor hom neergeval. Ekskuus, ek besef ek het dit nie op die skerm gesit nie. Die hele skare het haar voorvertel waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Almal het gehoor hoe dit gebeur het. Vers 48, kom Jesus en hy sê, dogter, jou geloof het jou genees. Gaan in vrede. Die volgende storie is die storie van Saggeus. Almal ken die storie van Saggeus. Saggeus, klein mannetjie, eistollenaar, 'n tax collector. Daai ene, klein ou, arme, jy weet, kan nie sien nie. Skarre, jare se mense wat staan en wag vir Jesus wat op pad is om nou deur hulle te loop en almal is excited om hom te sien en Saggeus kan nie deel wees van hierdie hele ding nie want hy kan nie Jesus sien nie want hy's fisies letterlik te klein en hy gaan en hy klim in die boom in. En wat doen Jesus? Van al die mense om hom besluit Jesus om na die een te gaan wat heel moontlik eis het. Ek bedoel wat ek verstaan, hè? En hy was hierdie sondaar. Hy was hierdie properse sondaar wat niemand gelike het nie. Almal as hulle 'n keuse gehad het, het hulle terwyl hy op die tak sit, die tak afgesaag. Dat hy moet val. En Jesus, terwyl hy loop, stop hy en hy kyk vir Saggeus en hy roep vir Saggeus. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, vers 5, het hy opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê, Saggeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Het is interessant hoe Jesus die woord gebruik, moet. Mense sal nou dink, Jesus moet niks, maar hy sê, ek moet vandag nog by jou tuis gaan. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Almal wat dit gesien het, het geprotesteer en gesê, hy het jou werklik tuis gegaan by 'n sonde. Nee, wat lees ek nou hier? Hoekom is ek nou nie mekaar? Hy het jou werklik tuis gegaan by 'n sondige man. Ek dink daar is 'n spelfout. Maar ek glo julle kan tussen die lyne lees. Saggeus het egter openlik gereageer en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee. En as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. Ek meen, praat van 'n ontmoeting. Hierdie ou, sondaar,
Almal haat hom. Jesus stop by hom, sê vir hom, kom boetman, ek moet by jou aangaan. Jesus se teenwoordigheid in sy huis maak dat hy sê, ek bekeer in hierdie oomblik, ek gee alles terug wat ek moet, en die wat dit nie reg gebeur het, die doen ek dit nog meer. Hoor gou hoe mooi is hierdie, vers 9 en vers 10. Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is, te soek en te red. Derde persoon waar ons vandag gaan kyk, Johannes 4, baie bekende gedeelte van die Samaritaanse vrou by die waterput. Is interessant hoe Jesus, toe hulle besig is om te loop, sê vir die disippels, of die woord staan nou, hulle moes deur Samaria gegaan het. Nou Samaria is die plek waartoe hulle nie wou gaan nie. Hulle wou nie met Samaritane te doen gehad het nie, en tegnies gesproke moes hulle nie deur Samaria gestap het nie. Dit was eintlik 'n ompad gewees. Maar hier kom Jesus en hy sê vir die disippels, kom by hulle, dat ons moet gou hier deur Samaria gaan. Kom by die put, stuur sy ouens om te gaan kos kry in die dorp. 'n Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep en Jesus vra, gee vir my asseblief water om te drink. Jesus is bereid om verder te stap as wat hulle nodig het om te stap. Weg te kom van almal af, sodat daar nie pretensie moet wees en persepsie moet wees, sodat sy disippels nie die vrou van hom af moet weghou nie. Maar sodat die Samaritaanse vrou, wat op daardie stadium verseker heel moontlike prostituut was, na hom toe kan kom, sodat hy vir haar kan water gee, of sodat sy vir hom kan water gee, maar indirek is hy besig om vir haar lewe te gee. Laaste storie van Stefanus, Handelinge 6, Handelinge 7. Amazing story oor hoe Stefanus aangestel word as 'n leermeester of wat ook al by die kerk, as 'n pastoor of hoe ook al. En dan word hy gevang in sinagoge toegevat en dan het hy die geleentheid om binne in hierdie sinagoge eintlik te evangeliseer. En dan kos dit hom sy lewe. En die persoon wat deel was van hierdie hele stenigingsproses van Stefanus, was 'n arme ou siel met die naam Paulus. En danksy Paulus en die feit dat daardie een belangrik was, het ek en jy vandag meer as die helfte van die Nuwe Testament wat geskryf is deur hom. Hierdie gedagte van one more is 'n gedagte wat ek dink baie belangrik in my en jou lewe is. Ek dink ek en jy mis partykeer die belangrikheid daarvan oor die groter geveg wat aan die gang is. Ek weet nie van jou nie, maar ek is mal oor 'n goeie fliek. Veral as dit 'n true life fliek is, so based on true events, en veral as 'n mens ietsie binne daardie fliek kan uithaal wat jou gees kom stig. So ek het 'n gedeelte van 'n fliek vandag vir julle gebring. Kyk dit gou vinnig saam met my as. Ek dink dit is vir ons maklik om na flieks soos Hacksaw Ridge te kyk en daai gedeelte te sien, en as jy hom nog nie gekyk het nie, raai ek jou aan, dis 'n ongelooflike amazing fliek van Desmond Doss, wat die eerste conscientious objector was, wat gesê het, hy wil deel wees van die oorlog, maar hy wil glad nie mense doodmaak nie, hy wil net gaan as 'n medic. En hy het in daai aand, het hy 75 ouens se lewens gered, waar al die ander mense weggehardloop het, en in terme van die grootte, hoe groot hy fisies was, sê die ouens, dit is uit en uit 'n wonderwerk, hoe hy dit reg gekry het. Maar sy hart was dit gewees, hy was soos Paulus hulle geskryf het. Daar was iets van 'n oortuiging in sy hart gewees, om op 'n plek te kom, dat die Here vir hom gesê het, jy neem nie lewe nie, jy red lewens. En ek wonder as ek en jy miskien daardie bril op ons op kan sit, wanneer ons dink aan ons wêreld. Die woord leer ons, daar's 'n geestelike oorlog daar buite. En elke liewe keer wanneer ek en jy met mense te doen het ek en jy die geleentheid om vir die Here ook te sê, Here, nog net eenetjie. Nog net eenetjie. En ek wonder miskien aan die einde van jou lewe, hoeveel eenetjies is daar dalk wat jy kan neerskryf om te sê, jy het saam met God die Vader, saam met die Heilige Gees, het jy soveel eenetjies gehelp. Worship team, julle kan maar vorentoe kom asseblief. Lukas 19 vers 10.
ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. En die Here kies my en jou om in die areas waar ons funksioneer, in die plekke wat ons mee besig is, die mense met wie ons te doen het, om te verteenwoordig. En die vraag wat ek en jy vir mekaar het is, waantoe beleef jy, stuur die Here jou? Hoeveel enetjies is daar nie miskien by jou werksplek, met wie jy op die eenvoudigste manier dalk die evangelie kan deel? Om net lief te wees vir hulle, nie weird nie. Jy weet, ons is anders. Ons is heilig, wat beteken ons is anders. Nie weird nie. Anders. Beteken ons neem nie deel aan die dinge van die wêreld nie. Maar ons kom met 'n teenoorgestelde gees om vir mense te wys wie God is en die liefde wat hy vir hulle het. Want as die een saak gemaak het vir Jesus, dan glo ek met alles in my, die een kan saak maak vir my en jou. So ek wil jou vra om saam met my te staan. En ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie of 2. En ek wil jou vra, terwyl jy besig is met die sing, vra dat die Here in jou hart in praat. Vir die laaste paar jaar het ons gesels oor, laas jaar het ons die tema van hoop gehad, die jaar voor dit was die tema van liefde gewees. Hierdie jaar gesels ons oor sy glorie, my storie. En hoe amazing is dit nie vir my en jou om te weet dat sy glorie het my storie geword. Sy glorie, dit wat hy gedoen het aan die kruis, het my storie geword, want dit is die storie wat ek nou vertel, en nou word my storie sy glorie. In die sin van elke liewe storie wat ek vertel, is eintlik 'n storie wat heerliking gee aan wie God is.